Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo en baie welkom by nog 'n kuier op Alles wat mooi is, 'n vermaaklikheidsprogram in en om die tuinroete. Hier was nou vreeslik baie kommentaar agter die skerms gewees voor ek nou hierdie wonderlike mens kan welkom heet. Wil jy maar Rits, dis 'n voorreg om met jou te gesels. Welkom. Dis lekker om hier te wees en dis lekker om te sien wat julle aan mekaar sit hier so in die tuinroete. Ek hoop meer mense doen dit. Ek weet van meer mense wat dit doen, want ek wil sommer met die intrapslag oor dit praat voor ons kom, want jou loopbaan as akteur is huge en ek bedoel dit gaan nog baie plekke gaan. Vir die publiek, hy is ook Albert Marit se seun wat ek 'n lang pad mee stap self. Maar jou betrokkenheid by Ouma Sari, ek wil daarop aanraak, want dis vir my nogal 'n trotse uitvoerproduk van die tuinroete. Wat is jou betrokkenheid daarbij? Ja, dis 'n interessante ding. Ek meen hy's 'n lang storie, maar mens kan seker maar om dit edit, jy weet. Ons het tyd. Ek het vir Marius van den Burg ontmoet wat betrokke was daai tyd by Gardenroot Media. En ons het 5 van hierdie storiefilms gedoen vir Kyknet waarvan ek in 2 gespeel het. En ek onthou die dag het ons afgery en Moses Williams was die drywer geweest vir Gardenroot Media. En ek het gehoor almal noem die hele tyd hierdie Ouma Sari ding en ek vra toe vir hom op pad af, wat is dit? En hy vertel my toe so 'n bietjie daarvan en hy sê hulle het al soort van 'n tipe van 'n pilot geskiet en ek ken toe daai tyd nog nie vir Marius nie. Toe gaan ek ontmoet vir Marius en ek vra toe vir hom wat is sy idee met die Ouma Sari en ek hoor hulle het al 'n pilot. Toe sê hy vir my, hy het basies my vrye deel sig en gesê, luister as jy dit wil vat en 'n pilot gaan skiet en ons kleer dit mooi in en ons het kameramanne alles, dan skiet ons 'n pilot en ons kyk wat kom. En dit het klaar gedoen, ons het die pilot en toe het ons ouens genader, ETV onder andere, SABC, daai klas van dinge. ETV se mense kom toe terug na ons en sê hulle stel nou nie regtig belang in die content nie. Maar ons kan dit vir hulle gerus deurstuur. Hulle sal loer en hulle sal vir ons goeie terugvoer gee. 'n bietjie raad gee oor wat jy gee. Want hulle doen baie goed met die telenovelas, met die Turkse goeters en so aan. En ons stuur toe vir hulle die pitch deur. Ek dink dit was 'n kwessie van 2 dae. Toe bel hulle en offer vir ons 2 of 3 seisoene om te kon skiet, wat nogal cool is, want almal wat aan die produksie gewerk het, is in die tuinroete, is afkomstig van die tuinroete. Ons het niemand ingekry nie. Die verste wat ons ingekry het is uit Oudtshoorn en Plet. Akteurs. Ja, fantasties. Ek weet Hakkiestraat Hartman byvoorbeeld. Hakkies Dominee. Wonderlik in Hakkiestraat speel daarin. Ja. En toe dit nou soort van gebeur, toe ek in die regisseurstoel ingeklim, 'n bietjie gehelp met training vir van die akteurs wat nou nog nie bekend is met multicam nie. En gehelp om te cast. En dit was soort van waar het gegaan het en ons het dit toe reg gekry om hier by Paddagat vir mense van George het ons dit reg gekry om 7 seisoene te skiet, waarvan die laaste seisoen toe verkoop is aan SABC wat nou nog nie betaal het nie. Ag, ek bedoel daai backlog gaan baie jare. Dis 'n onderhoud op sy eie. Ek bedoel let's not even go there. Maar dis 'n weghol sukses. Hulle kon nie raad gee nie, want dit is fantasties. Dit doen uitstekend. Is jy nog betrokke daarbij? Of is dit net die 7 reekse gemaak? 7 reekse is gemaak, en ongelukkig het Gardenroot Media sy deure toegemaak einde laas maand. Hoekom? Bloot as gevolg van, ek dink daar's nie, eerstens, kom ons kyk na die algemene prentjie van TV, dink ek is besig om sy gat te sien, maar Denk jy in 'n dis mooi manier. van stromingskanale, dat die televisie self? Onder andere, maar nie net stromingskanale nie. Ek meen deesdae het jy jou social media's wat ek kyk na ons kinders is waarop hulle sit deesdae. So dit is maar dit. Ek kyk na syfers van Kyknet, ek kyk na syfers van waar goeters heen op pad is. Jy weet 'n ou bly baie positief en proaktief want dit is tog lekker om te speel, veral vir 'n platform soos Kyknet in Afrikaans in jou eie taal. Maar dit staan voor uitdagings. Ja, daar's uitdagings. Ek meen ek kyk nie deesdae as mense jou bel en hulle sê luister ons het hierdie projek maar budget en dan gaan jy al klaar cool. Hulle wil en ETV en Story of my life. Ja. ETV en SABC en al daai ouens dink ek sit maar met 'n ding dat dis altyd budget. En ou kan nou gaan en compare, jy weet ons het syfers en ek kyk dis nou van die lig af dink ek. Wat is die groot ding wat op ETV hulle ding was met Sandra Prinsloo? Ja, die kelders voor geheime. Kelders van geheime, ek gaan kyk na hulle eiers en jy kyk na Ouma Sari se eiers en jy gaan kyk na hulle budget, jy kyk na ons budget, dit klop nie. Which I don't understand is hoekom ons nie ook 'n gelyke beurt gekry het om ook ons akteurs kan betaal wat hulle werd is nie, want jy sal skrik as jy hoor wat ons hulle betaal en wat ons gemaak het uit dit is per minuut is scary. Ja, ek weet. Dis ongehoord. Ons het begin op R2.500 'n minuut. Ja.
Okay, ja. Dan moet jy 4 kameramanne betaal, dis nie die begin, sound. Wat is standaard per minuut? Sê net dat die publiek weet, want hulle weet nie. Daai tyd wat ek met my paal gepraat het, en ek praat van daai tyd, was dit 7,5. Ek dink jy kan nou al kyk seker tot en met 16 tot 20,000 'n minuut, standaard. Dis is ek het ook, en dis standaard. Dis Ja. ook nie so 'n goeie budget noodwendig nie. Ja, ag ek bedoel in die musiekkunste en in my wêreld bestaan daar nie. Daar's hier iemand wat vir jou kom sê ons het 'n budget nie. Hulle sê daai mooi woorde van dis baie goeie blootstellings. Oor die blootstelling ja, ek ons hoor kan dit nie gereeld. series verkoop nie, maar ons hoor nog ons kan ons series kom verkoop maar in elk geval. Absoluut. Ja, en dis ongelooflik. Ek luister na jou en ek dink jy is 'n baie diverse, jy's 'n stemkunstenaar, jy doen oorklankingswerk ook nie en Ja. radiowerk. Maar sal jy sê as die televisie so uitgedaag is, ons gaan terug na die teater toe, want jy's ook 'n teaterakteur. Ja, baie lanklaas, maar dit is my cool om te sien, veral nou KAKNK, ek was daar ook en ek het net bietjie gaan kyk na die bywoning van mense en so. Ek het so 'n idee dat teater gaan 'n huge comeback maak en ek het nou die dag het ons Wat het jy gedink van die bywoning by die teater, by die fees? Want dis nogal 'n ook 'n topic of conversation. Ja, dit was vir my nie, ek meen dit was nie vir my sleg nie. Sale het nie vir my te bad gelyk met dit wat ek gaan kyk het nie. Dit kan altyd beter, maar ek dink dit gaan van nou af vorentoe gaan dit eksponensieel groei dink ek. Ja. Ek het nou die dag met Liz Meyering toevallig gesit en gesels en aan huis om ons het 'n advertensie geskiet wat ek produce en direk dit. En toe kuier sy die aand lekker saam met ons. Ek gaan nou nie sê hoeveel wyn ons drink het nie, maar sy het voorgestel toe om vir my 'n one-man show te skryf en met die idee wat sy het, met sy voel ek moet terug verhoog toe. So dit is one man is my grootste vrees, dis hoekom ek nog nooit gedoen het nie, om alleen op 'n verhoog te wees. Ek onthou daai tyd wat my pa André Stander ook gedoen het. Ek dink hy het 17 hartaanvalle gekry per show. Ja, dis 'n uitdaging. Maar dit is 'n uitdaging en ek dink 'n mens moet daai uitdagings challenge en mens moet daaroor kom. So ek dink dit is 'n volgende stap vir my sal verseker wees om 'n one man show te doen, want dis ook 'n ding wat ek gesien het wat werk soos Frank Opperman gedoen het destyds of nog steeds doen is. Hy klim met sy Vito bussie in die pad met sy one man show, potgieter, you name it, en hy travel en hy toer en dit is dis hoe mense soos om Ines nou gesê het, hoe mense brood op die tafel sit. Dus mens moet planne maak. Okay, maar dit is presies wat met ons ook gebeur het in die musiekbedryf, is dat toe die alles aanlyn begin gaan, die goed vervang word van jy kon een album per musikant aan 'n persoon verkoop, het jy nou een persoon wat net by Spotify wat ook al aansluit en dan luister almal die musiek. So ons moet maar net lewendig optree. Jy het in Binnelanders gespeel. Vertel ons 'n bietjie agter die skerms van Binnelanders. Wanneer omtrent was dit gewees en is dit was 'n interessante ding. So ek was ingeskryf om drama te gaan swat by Stellenbosch 2009 en 2008 toe doen ons 'n produksie saam met die van Green en Petro Krele genaamd Breinbliksem. En daai tyd het ek ook ATKV tienertoneel gedoen wat ons die jaar gewen het. Ek het nasionale beste akteur gewen daar ook en Breinbliksem het ongelooflik goed gedoen en die producers van Binnelanders het my toe daar raak gesien en met my meeting opgestel nog in Potch waar die finals was van ATKV en gevra wil ek 'n bietjie by hulle kom werk nie. Toe sê ek vir hulle wel baie graag, maar ek ken glad nie die TV medium nie. Ek is nie geleer in dit nie. Ek ken nie teater. Toe sê hulle wel kom werk by ons. Werk behind the scenes, leer hoe werk het, praat met die akteurs en dis hoe ek soort van my multicam ondervinding opgedoen het en ek het baie nou daai tyd gewerk met Reinhard Hugo en David Minnar. Net om kamera en speel en dit is soort van dit was my eerste proekie van televisie gewees. En toe die filmpies en die reeks en die goeders die maar gevolg daarop. Daai tyd was dit baie lekker want daar was niemand my ouderdom wat kon speel nie. Want al my peers het gaan swat. 4 jaar later toe raak dit 'n bietjie van 'n challenge want dit is almal klaar geswat en honger, jy weet so. Maar dit was die rol wat ek daar gespeel het saam met of gereeld teenoor gespeel was Francie Swanepoel. Ek het in die storie haar man se hart gekry. En dit was ook die begin van 'n baie lieflike verhouding tussen my en Francie want toe het ek vir later op Fiesta aangebied. Ja, dis reg. Tot en met haar tot en met sy nie meer daar was nie, het ons gereeld saam Francie is 'n goue wonderlike Ja, mens sy is 'n gewees. gem. Ek kan nog ure met jou gesels en ek dink jou pa moet so trots wees dat jy in sy diep spore volg en ek kan sien dat jy is besig om jou eie spore nie so diep te trap. En ons is vreeslik bly dat jy ook van die teater af film toe gegaan het want vir ons in die Suid-Kaap het dit nou al goed soos Ouma Sari beteken en ek weet dit het 'n hele gemeenskap gemobiliseer en steeds dink ek dis vir mense 'n wonderlike ding om te sien op televisie wat dit doen vir plaaslike kunstenaars is fenomenaal. Dankie dat jy so dapper was om daai te doen en vir almal saam met jou. En maak daar vir jou nog baie blink deure oopgaan en wonderlike dinge. Ons is bly julle kom maak julle kinders hier groot. Jy het nou so vinnig vir my gesê voor die tyd, maar vir ons af wens ons jou net toe
alles wat mooi is. Baie dankie. Ek waardeer en baie sterkte met die program, want julle gaan ongelooflik goed doen. Ons hoop so baie dankie. Kom kuier weer saam met ons.